Wat is die bewys in jou lewe wat wys dat daar groei is in jou verhouding met God? Die bewys het natuurlik alles te maak met die vrugte wat ons dra. Hoe weet ek dat 'n appelboom 'n gesonde appelboom is? Daar is 'n bewys. Jy kan dit aan die blare en aan die vrugte sien. Hoe weet ek dat 'n vyeboom vooruitgaan? Ek sien dit met my eie oë, die vrugte, die blare. Dieselfde geld vir ons as Christene. Ons kan sien of ons as gelowiges besig is om te groei, of het goed gaan aan ons lewe, aan die vrugte wat ons dra. Jy sien wat baie keer gebeur, is dat mense baie opgewonde raak oor hulle verhouding met die Here Jesus op 'n stadium, dat jy kan sien daar's groei vir hulle as Christene. Hulle lees die Bybel, hulle bid, hulle bestudeer die Bybel, hulle kom kerk toe, hulle is betrokke by 'n klein groep. Jy kan sien, dit groei met rasseskrede. En dan is dit asof hulle by 'n punt in hulle lewe kom waar hulle 'n plateau bereik. Dan gaan hulle stil staan. In die Bybel, wanneer dit vir ons gaan oor geestelike groei, dan onthou jy dat die Here Jesus gesê het, my Vader word hierdeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra, dat julle wys dat julle my disippels is. Dis Johannes 15 vers 8. Nou, een van die redes waarom ons ophou groei, is omdat ons sonde toelaat om in te sluip. En dan word die koste te hoog. Die prys van tyd is dat jy tyd moet neem uit jou besige skedule. Jy sal moet jou dwing om geestelik op datum te bly. Jy kan nie groei in jou verhouding met die Here as jy nooit met die Here stil raak nie. Hoe kan jy in 'n verhouding met die Here bly wat groei, as jy nie toelaat dat die Here met jou deur sy woord praat nie? Iemand was besig om homself voor te berei om hulle 40-jarige hoërskoolreunie te gaan bywoon. Hoe na die tyd vir die reunie gekom het, hoe meer opgewonde het hy geword. Hy het gedink aan al die wonderlike stories wat hy sou hoor, die veranderings, die prestasies, hierdie ou klasmaats van hom. Hy het self sy jaarboeke uitgehaal, die dinge wat hulle geskryf het in daardie jaarboek oor die toekoms. Hy het gewonder oor sy skoolvriende. Hy probeer raai hoe van hulle sou lyk nou. Hy het gewonder waar hulle geestelik staan. Toe ek en hierdie vriend mekaar weer sien, het hy amper mismoedig gelyk. Ek wou dit nie eintlik vra nie, maar ek het vir hom gevra, hoe was die reunie? Hy het gesê ek het dit nie geniet nie. Nou wat het gebeur? Hy het gesê, dis nie wat gebeur het nie, dis wat het nie gebeur nie. Dit was 40 jaar. Weet jy, vir 40 jaar het van hierdie maats van my niks aanbeweeg nie. Ja, hulle het gewig opgetel, die klere aan hulle lywe het verander, hulle het werk gekry, maar daar was nie geestelike groei nie. Oor redes wat ek nie vir jou kan verduidelik nie, lyk dit asof party mense gaan stilstaan het en 'n keuse gemaak het om geestelik nooit te groei nie. Hy het na my toe gedraai en gesê, ek wil nooit hê dat dit van my gesê mag word nie. Om geestelik te bly groei is te belangrik, dis hoekom ons op aarde is. As jy my ooit so sien stagneer, hoop ek jy sal aanhou om my uit te daag om te bly groei. Kom ons bid saam. Here, ons weet dis U wil dat ons sal aanbeweeg. Help vir ons om nie te gaan stil staan nie. Amen.